Welkom terug. Die 4de skoolkwartaal is in volle swang. Die kinders is besig om klaar te maak en voor te berei vir hulle laaste eindeksamens. Ons matrikulante sit en berei voor vir die laaste keer wat hulle eksamen skryf. Ons bid die Here se rykste seën oor elke liewe matrikulant wat eksamen gaan skryf. So gepraat van gebed, is dit waar ons gaan by stil staan vandag. Wat beteken gebed en watter impak kan dit hê in ons lewens? En as ek dink aan gebed en probeer om dit in my eie lewe te verstaan en te interpreteer, word ek herinner aan wat iemand eens vir my, ek dink ek het dit in 'n boek raak gelees, wat ek een keer geleer het oor gebed. Die persoon het gesê, ons moet God binne die metafoor van elektrisiteit verstaan. Hiermee bedoel ons vergelyk God met elektrisiteit. Nee, hierdie netwerke wat reg oor die wêreld uitsprei en die basiese konsep van elektrisiteit aan ons gee, aan ons versprei. En hoe bekom ons daardie elektrisiteit? En ek is nou nie elektriesien nie, so ek gaan jou nie vertel van hoe dit van die substasie na die kragboks na jou DB-bord te loop nie. Nee, ek stel net belang aan daai 2 puntjies of daai 3 puntjies wat ons kry hier in ons huise. Wat doen jy? Jy vat jou toestel se kragkabel, jy prop dit daarin, jy sit hom aan en voilà, as jy jou prepaid meter gelaai het met elektrisiteit, dan het jy elektrisiteit en werk jou toestel. Kom ons vat ons metafoor. God is hierdie elektrisiteit wat dwars deur in elke liewe huishouding in versprei in die wêreld. Gebed is daai prop wat ons vat en ons inprop by die Here en dit aansit. Dit is 'n wisselwerking. Dit is 'n gesprek. Dit is om alles wat ons het by die voete van die Here neer te lê. En dan kry ons uit daaruit. Ons kry krag. Ons kry motivering, ons kry omf. Ons kry daai, yes, nou kan ek dit doen. Interessant, as ons voortgaan met ons reeks van Timoteus, soos wat ons 2 weke gelede vir mekaar gesê het ons gaan doen, het ons eers begin by Paulus in 1 Timoteus, wat eintlik sê, maar weet jy, ons almal is sondaars. In 'n bemoedigingsbrief vir Timoteus, om te sê, maar weet jy, niemand, behalwe die Here, is chief in charge nie. En dan in sy 2de hoofstuk, ons inspirasie vir hierdie week, 1 Timoteus 2, verse 1 tot 7, leer Paulus vir ons, maar weet jy dan, as jy 'n leier is, as jy in 'n gemeente is, wat is die nommer 1 ding wat jy moet doen? Jy moet begin bid. Bid vir jou familie, bid vir jouself, maar meer as dit, bid vir die mense wat in gesagsposisies is. Bid vir jou predikant, bid vir jou kerkraad, bid vir jou sinode, bid vir jou ring, bid vir jou plaaslike munisipaliteit, bid vir jou regering, bid vir jou provinsiale regering, bid vir al hierdie mense, sodat ons daardeur seker maak
dat die koninkryk van God in alle fasette van ons lewens ons deurdrink. Maar dit kan net begin wanneer ons onsself daarby inprop. Dit is ons woord vir die week. As jy hiervan gehou het, as jy hou van die idee dat gebed soos elektrisiteit is, dan gee ons 'n sjap. En as jy graag iets wil sê oor, asseblief, gebruik ons comment section om dit te doen. En daarmee saam, as jy meer van dit wil sien, waarmee ons besig is, ons woord vir die week, ons eredienste, nooi ons jou uit na ons eredienste, elke liewe Sondagoggend om 9uur in 2 Isias Groblerstraat in Vanderbijlpark, maar ook om ons aanlyn eredienste by te woon, wat op ons YouTube platform te sien is. Mag jy 'n geseënde week hê. Amen.